Goeiedag sê broers en susters, vriende, familie, groete in Jesus naam. Ek is Pastor Mark Loos en dis 'n voorreg om vandag saam met u te vergader en die woord van die Here met u te deel. Ek wil graag met u uit 2 Timoteus hoofstuk 2 praat oor 'n onderwerp, 'n goeie krygsman, of in ander woorde, 'n goeie soldaat. En dit is 'n aanmoediging wat die apostel Paulus vir Timoteus gee en aan hom toespreek dat hy 'n goeie krygsman moet wees en alles wat rondom dit sorteer. Maar ek wil u graag bemoedig tot dit en vertrou dat dit vir u sterkte sal verwerf deur die woord van God en dat u daardeur opgelig sal wees deur die woorde wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en deur die apostel Paulus se hand geskryf is. 'n goeie krygsman. Maar voor ons in die woord van die Here gaan, wil ek vra dat u toch saam met my bid en ons vra dat die Gees van God ons sal lei en dat ons hierdeur versterk sal word en dat ons siele benat sal word en dat ons die realiteit van ons lewens vandag en die kulture van die dag en die uitdagings van die dag, dat ons dit sal aanpak soos wat die apostel Paulus aan Timoteus voorhou, soos 'n goeie krygsman. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir u vandag baie dankie vir u groot genade, baie dankie Here vir u liefde, baie dankie vir u barmhartigheid. Dit is my gebed, dat u vandag deur die Heilige Gees vir ons sal lei, en dat u vir ons sal help om goeie krygsmanne te wees, in die naam van Jesus Christus. En elke uitdaging wat ons te beurt val, en wat voor ons staan, het sy dit nou wees in die kultuur van vandag se lewe, of in enige vorm van die wêreldsisteem, vra ek Here dat u vir ons sal help om goeie krygsmanne te wees vir Christus Jesus, en dat u tevrede sal wees met ons in u eie naam, in u krag en in u sterkte, en deur u Gees, in Jesus naam. Met danksegging, amen. Baie dankie dierbares dat u saam met my gebid het, en ek wil graag vir u lees uit 2 Timoteus hoofstuk 2. En dit lees soos volg, hy sê, jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus is. En wat jy van my gehoor het, onder baie getuienis, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Christus. Daar's die titel wat ons so vandag se woord of vandag se bemoediging kry. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Christus. En u kan sien in daai vers, dit is gekoppel met verdrukking, dit is gekoppel met om verdrukking te ly, en hy sê soos 'n goeie krygsman van Christus, of in ander woorde, 'n goeie soldaat. Die apostel Paulus gebruik hier militêre bewoording, en hy sê, niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir diens gewerf het. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Die woord van die Here is geseën. Ek wil vir u vinnig deur hierdie paar verse vat, en ek wil vertrou dat die Here u hart sal versterk, en dat hy sy Gees op en in u sal instort. Hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Ek het so pas, nie te lang gelede nie, het ek 'n gesprek gehad met iemand waarin ek aangedui het, dat weet u, dat die genade van God deur die Here Jesus Christus is sterk. Ongeag waarmee jy vandag sukkel, ongeag waarmee jy of geliefdes of wie ook al in die wêreld
waarmee ons vandag sukkel of vasgevang is. Ek wil vir u vandag sê, die genade van God is sterk genoeg. En ek hou daarvan om die genade so te verduidelik of te beskryf, want baie kyk net na een keersy van die genade en sal altyd aandui dat die genade onverdiende guns is, en dit is so. Dit is onverdiende guns, maar die genade het ook te doen met die invloed, of sal ek sê, die goddelike invloed wat God op 'n mens se hart uitoefen. Ek wil dit weer sê, die genade het ook te doen met die goddelike invloed wat God op 'n mens se hart uitoefen. So, hier sê die apostel Paulus vir Timotheus en hy sê, jy dan my seun, wees sterk deur die genade. Dit is die genade wat ons bemag om sterk te wees. Dis die genade wat ons bemag om sterk te wees. En in die konteks van hierdie, kom dit voor dat hierdie genade die enigste is, die enigste faktor is wat ons sterk kan maak teen die sonde, teen die vlees, teen die wêreld, teen die vyand wat ons het, teen dit waarom ons veg in die lewe, en ons onthou dat ons geveg nie teen vlees en bloed is nie, maar dit is teen owerhede, dit is teen bose magte, en onze geveg is teen hierdie, soos die Engelsman so sê, we fight against these spiritual dark forces and entities. En so, ons geveg is hierteen, en die apostel Paulus sê vir Timotheus dat hy moet sterk wees deur die genade. Dit is juist die genade, dit is juist die invloed van God, want 'n mens kan nie homself wegdraai van sy sonde nie. 'n Mens kan nie homself verlos van sy sonde toestand nie. 'n Mens kan nie homself vrymaak van die bande of die kettinge van sonde of van die wêreld wat ons so maklik omring en vasmaak nie. Maar dit is deur die genade, wanneer God se genade in 'n mens se hart inkom of betree, verander dit jou hart, verander dit jou begeertes, verander dit jou sienswyse, verander dit jou passies, jou verlange, en hierdie genade word aan ons gegee, en dit word al hoe sterker deur die wedergeboorte. En God het hierdie genade aan ons en in ons harte en in ons siele, en het hy dit uitgestort, en dis juist hoekom die apostel Paulus vir Timotheus sê, wees sterk deur hierdie genade wat in Christus is. Dit is deur Christus dat ons ontvangers van hierdie genade kan bekom. Dit is deur sy dood en deur sy opstanding, deur sy lewe, sy dood en sy opstanding, dat ons dan nou die erfgename of ontvangers kan wees van hierdie genade wat die apostel Paulus vir Timotheus bemoedig en sê, wees sterk daarin, of wees sterk daardeur. Hy sê, en wat jy van my ontvang het en gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne, wat bekwaam sal wees om ander te leer. Dit is natuurlik dat die apostel Paulus met Timotheus tyd gespandeer het, en dat hy sekere leringe van hom ontvang het, en dat hy dan nou ook dit moet oordra aan ander. En dan sê hy in die 3de vers, ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman. Ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman, en dit dui aan dat in hierdie wêreld waarin ons lewe, gaan ons verdrukking hê. Ons Here Jesus Christus het dit ook gesê, gaan daar tye in die lewe aanbreek, wanneer ons miskien sal onsself bevind in, jy weet, in soos 'n Engelsman sou sê, in tight spaces, in tye en plekke en situasies, wat druk op ons plaas. En die druk van hierdie wêreld, my broers en susters, familie en vriende, die druk van hierdie wêreld het een ding ten doel, en dit is om Christus te verraai. Die druk van hierdie wêreld het een ding ten doel, en dit is dat ons versoek moet word om in sonde te val, dat ons versoek moet word om Christus te verloon, dat ons versoek moet word om weg te draai van Christus. Maar hy sê, ly dan verdrukking soos 'n goeie krygsman.
krygsman of soos 'n goeie soldaat. Soldate het ek een keer genoem, soldate, ons het in hierdie tyd en lewe en met al die tegnologie en met al die gevorderdheid van die militêre wêreld en die militêre arena, is daar soldate wat so bevorderd is daar tegnologie wat so bevorderd is, en ons weet en ons is bewus daarvan dat daar oorloë in die wêreld is, en dat van die beste tegnologie en van die beste soldate geplaas is op strategiese plekke, en hier sê die apostel Paulus, lei verdrukking soos 'n goeie krygsman. U weet dat, ek wil vir u vandag sê, ek dink u weet dit, maar ek wil vir u vandag noem, en net so 'n bietjie attent maak, dat soldate, en van hierdie elite soldate, hulle word opgelei om in die moeilikste van omstandighede te funksioneer tot die beste van hulle potensiaal. Soms van die opleiding, jy weet, sluit in dat hulle vir dae sonder kos bly, dat hulle weet hoe om vir hulle self te versorg, jy weet, in 'n bosarena of in ongewone arenas waar hulle kom, of plekke waar oorlog gevoer word. Som van hulle word opgelei om jy weet, in hoeke waar hulle in hoeke gedryf word, of waar hulle in toestande is waar hulle lewens bedreig word, hoe om daar uit te kom. Som van hulle word geleer en opgelei om verdrukking, om druk te kan absorbeer en te kan funksioneer tot die beste van hulle potensiaal in omstandighede van hoë druk. En ek weet, as 'n mens soms, jy weet, aansoek doen vir 'n werk, en dan vra hulle vir jou, hoe funksioneer jy onder druk? Mense wil weet, hoe funksioneer jy onder druk? En soldate word opgelei, jy weet, om onder die see te wees, soldate word opgelei om in die berg te wees, soldate word opgelei om sonder slaap, jy weet, te veg, soldate word opgelei om in plekke en tye van verdrukking te funksioneer. En dit is hier waar die apostel Paulus sê vir Timoteus, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman. In ander woorde, ons moet dan die gewilligheid het, en ons moet dan aan die gees van God onsself onderwerp, en aan Christus en aan sy woord, dat hy ons kan leer en dat hy ons kan wys, hoe moet ons funksioneer onder druk? Hoe moet ons funksioneer onder verdrukking? En hy sê, die volgende vers gaan dan nou dit vir ons uitbeeld, en hy sê, lei dan verdrukking soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus, en ons moet onthou, dat ons soldate of krygsmanne is van Jesus Christus, en nou gaan hy vir ons wys, hoe 'n goeie krygsman, of wat is die mentaliteit van 'n goeie krygsman, en wat is die, soos die Engelsman so sê, parameters, of wat is die, jy weet, wat is die grenslyne van 'n goeie krygsman, of 'n goeie soldaat. En ek wil vandag vir u graag dit uitbeeld, en hy sê, niemand wat 'n krygsman is. Nou kom ek sê vir u, hoe word ons krygsmanne van Jesus Christus? Hy sê, niemand wat 'n krygsman is gewikkel of wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom gewerf het vir diens. Ek wil dan nou vir u sê, in hierdie militêre mag, of in hierdie weermag van Jesus Christus, is daar nie ander, jy weet, Jesus Christus is die enigste een wat ons werf vir sy weermag. Jesus Christus is die enigste een, en hoe word ons gewerf? Ons word gewerf deur wedergeboorte. Ons word gewerf deur God, wat sy genade deur Jesus Christus in ons harte uitstort. Ons word gewerf deur die roeping van God wat op ons lewens is, deur die roeping dat hy ons nader roep aan onsself. Ons word gewerf omdat hy ons uitgekies het. Hy is die enigste een wie soldate werf vir sy weermag. Niemand in hierdie weermag wat legitimately, of wat jy weet, echtelik in sy weermag is, niemand is gewerf sonder wedergeboorte nie. Want hierdie geveg wat ons veg, jy kan nie hierdie geveg teen sonde, jy kan nie hierdie geveg teen die vlees, jy kan nie hierdie geveg teen die begeerlikhede van die wêreld, jy kan nie hierdie geveg van die teen die wêreld, jy kan dit nie veg sonder die genade en sonder wedergeboorte nie. So, Jesus Christus is hy wie ons verwerf vir sy diens. Hy lei ons op, hy skryf ons in, hy registreer ons
om in sy diens te staan. Hy registreer ons om in sy weermag te veg. Hy registreer ons om namens hom te kan optree, om namens hom te kan diens lewer en namens hom te kan veg teen, en die een groot voordeel wat ons het, dat hy het alreeds die wêreld oorwin, hy het alreeds sonde oorwin, hy het alreeds die dood oorwin, en hy is 'n oorwinnaar, en nou dat ons in hom is ons dan nou meer as oorwinnaars. En ek wil afsluit met hierdie gedagte, dat hy sê, niemand wat 'n krygsman is, en nou praat ek met krygsmanne, nou praat ek met ware gelowiges, nou praat ek met mense wat die wedergeboorte deelagtig geword het, nou praat ek met mense wat in die geloof van Christus staan, wat op hom vertrou, en wat hulle lewe aan hom toevertrou, hulle siele en liggame en hele lewens aan hom toevertrou. Nou praat ek met krygsmanne, wat waarlik deur Jesus in diens geneem is, en hy sê, niemand wat 'n krygsman is, wikkel homself in die lewenswerksaamhede of in die lewenswerksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom in diens gewerf het. Die objektief hier is dat ons hom behaag. Hoe behaag ons hom? Hoe stel ons hom tevrede? Hoe behaag ons hom in hierdie weermag of in hierdie geveg of in hierdie oorlog teen die sonde, teen die dood en hierdie oorlog teen die wêreld en teen die begeerlikhede en teen die vlees? Hoe stel ons hom tevrede? En hy sê dat 'n ware krygsman of 'n krygsman wat jy weet deur hom in diens geneem is, wikkel hom nie in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie. En wat dit beteken in die Engels lees het soos volg, a true soldier of the Lord Jesus Christ does not entangle himself in the affairs of this world. En die woord daar vir werksaamhede of affairs, dui daarop aan, broers en susters, dui daarop aan, dat, jy weet, die onderhandelinge van die wêreld, die onderhandelinge van die begeerlikhede van die wêreld, die onderhandelinge van hierdie wêreld en van die sonde in hierdie wêreld en van die sisteem van hierdie wêreld. Geen ware krygsman wikkel homself of maak homself of jy weet is betrokke in onderhandelinge met die wêreld nie. En die vraag is, wat se onderhandelinge het die wêreld? Wat se onderhandelinge het die wêreld dat ons onsself nie daarin moet verwikkel nie? Die wêreld onderhandel net om ek en u in sonde gebind te hê. Die wêreld onderhandel net sodat ek en u ons siele, ons aandag, ons oë van Christus af moet afhaal. Die wêreld onderhandel tot hierdie doel, because die Bybel sê die hele wêreld is in die mag van die bose een. U moet dit verstaan, ons moet dit verstaan, dat die hele wêreld is in die mag van die bose. En wanneer ons met die wêreld onderhandel of met die lewensonderhoud te doen kry, of met die onderhandelinge van die wêreld, is dit vir 'n krygsman nie van toepassing om te onderhandel met die wêreld nie, om enige grond van gelykheid te vind met die wêreld nie, om geen kompromie aan te gaan met sy vlees, om geen kompromie aan te gaan met sy vleeslike begeertes of vleeslike passies of die wêreld nie. Dit staan nie 'n goeie krygsman toe om enige gelyke grond of kompromie met die wêreld of met sy vlees aan te gaan nie. Ons word deur ons Here Jesus Christus aangewys dat ons die vlees met sy begeertes moet kruisig, doodmaak. Ons is dood vir die sonde. Ons is dood vir die vlees. En die vlees is dood vir ons. Dit is 'n goeie krygsman. En hy sê dat iemand of niemand wat 'n krygsman is, wikkel homself in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie. And so we have no negotiations with the flesh. We have no negotiations. We find no compromise with the world. We find no compromise in the desires of the world. We have no negotiations in the affairs of this life. Jy weet, wanneer soldate daar op die voorgrond veg en wanneer hulle daar, jy weet, hulle land beskerm en wanneer hulle daar optree in die belang
van die een wat hulle in diens gewerf het, dan het hulle niks te doen met wat aangaan hier agter nie. Wat hulle weet is, dat hulle veg vir hulle land en hulle veg vir die een wat hulle in diens geneem het. En so, my broers en susters, as ek herinner aan 'n vrou met die naam van, of haar man se naam was Lot gewees. En hulle het 'n bevel ontvang, dat onderwyl hulle uittrek uit 'n land wat onder die oordeel van God is, moes hulle nie agtertoe kyk nie. En ons weet dat die agtertoe kyk beteken meer as net 'n glance with the eyes, dis meer dan net om die oë, maar die begeerlikhede en die dinge wat daar agter gelaat is, moet daar gelaat wees. En God het, of die engel het aan Job, aan Lot gesê, dat julle moet nie terugkyk nie. En so 'n soldate wat besig is om te beweeg en op pad is na 'n nuwe stad, op pad is om hulle God te ontmoet, so 'n soldate, hulle kyk nie terug nie, hulle is nie gewikkel in die lewensonderhoud of in die sake of in die onderhandelinge van 'n wêreld wat staan op die brink om deur God geoordeel te word nie. En ek wil u vandag bemoedig, kom laat ons hierdie geveg veg in die geloof deur die Heilige Gees, soos 'n goeie krygsman, sterk in die genade van Jesus Christus. En verder maak die apostel Paulus hierdie voorbeelde en hy sê, en verder as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Daar is reëls, en die reëls van hierdie wedstryd, of die reëls van hierdie geveg is, dat ons nie buite die baan hardloop nie, of dat ons nie met die wêreld, of met die vlees, of met die ou mens, of met die sonde, dat ons nie kompromie, dat ons nie gelyke grond vind nie. Christus en Belial sit nie aan een tafel nie. Jy kan nie God en Belial aanbid op dieselfde tyd nie. Jy kan nie die wêreld lief hê, maar dan jou hand hier by God het nie. Nee, ons moet veg soos goeie krygsmanne. En dit is my gebed dat jy sal sterk staan in die geloof. Dit is my gebed dat jy nie sal beweeg of die grond van jou hart, die grond van jou gedagte, die grond van jou redenasie, die grond van jou familie, die grond van jou huwelik, die grond van jou bediening, dat jy geen grond sal afstaan aan die duiwel nie, maar dat jy sal veg aan die voorgrond. Dat jy sal veg aan die voorgrond en dat jy sal veg in die genade van Jesus Christus, sy invloed sterk op jou hart, geanker in sy woord, dat jy sal veg, geanker in sy woord en dat jy sal bly in hierdie posisie dat jy God en dat jy Christus wil behaag. Dit is my gebed vir jou, my broer en my suster, en ek vertrou dat elkeen wat hierdie woorde na luister, sal baat vind hieruit, dat ons geroep is, spesiaal in hierdie laaste dae, om goeie krygsmanne te wees vir Jesus Christus. Onthou, niemand het jou gewerf vir diens nie. Niemand anders behalwe God deur sy Gees en Jesus Christus het jou geroep tot sy koninkryk nie. En so ons staan nie in die diens van 'n mens nie, ons staan nie in die diens van enige ander gees nie, ons staan in diens van God, ons staan in diens van Jesus Christus en ons is gewerf deur hom, laat ons hom tevrede stel. Mag die Here u seën en u voorspoed gee terwyl u hom behaag. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie vir hierdie geleentheid en tyd wat ons kon hê in die woord van die Here. Ek bid en vra dat hierdie woorde sal byval vind by die gelowiges se harte en dat hulle sal sterk staan en goeie krygsmanne sal wees en dat u, my Vader, ons sal te hulpe kom, ewen in ons swakhede, dat die genade van God wat u vir apostel Paulus gesê het is genoeg, dat ons harte ook oorvloedig sal wees met hierdie genade en dat ons sterk daarin sal staan in Jesus naam. Amen.